Joshua gaan trap die land. Joshua gaan trap die land. In jou hand. Joshua gaan trap die land. Joshua gaan trap die land. Joshua gaan trap die land. Want God gee dit in jou hart. Kom neer, die Heilige Gees kom neer. Die Heilige Gees kom neer. Welkom in my weer. Die Heilige Gees kom neer. Die Heilige Gees kom neer. Die Heilige Gees kom neer. Terug voor my weer. Ik kan zingen. Die dromen. Moeilijke liedjes spelen. Ik noem al jou weer. Tontjes. Ik zeg altijd, verstoor je altijd, hè. Wat doe je voor die Here? Zeg, waarin je ook zo'n brood waar ik hij moet in zijn belly. Jij is het tempel. Weet jij niet, jij is het tempel. Jij is het tempel van die Heilige Geest. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Jij is het tempel van die Heilige Geest. Weet je niet, ja ik weet, ik zit tempel. Ja ik weet, ik zit tempel. Ja ik weet, ik zit tempel. Ik is het tempel van die Heilige Geest. Weet jij niet, jij is het tempel. Weet jij niet, jij is het tempel. Tempo,
se tempel. Weet jy nie? Ese tempel van ach, Is het altyd hier waar? Prys die Here, prys die Here. Ons het nog een bietjie. Prys die Here, halleluja. Ki prys my hele lewe lang. En ek geef my hande na bo, en ek geef my hande na bo. So sal ek die prys my hele lewe lang. Want is my Vader, my koning en my Heer. So sal ek die prys my hele lewe lang. En ek geef my hande na bo, en ek geef my hande na bo. So sal ek die prys my hele lewe lang. Want is my Vader, my koning en my Heer. So sal ek die prys my hele lewe lang. En ek geef my hande na bo, en ek geef my hande na bo. So sal ek die prys my hele lewe lang. Want is my Vader, my koning en my Heer. Prys die Here, broer Johannes, jy oorheid die son, moet jy nie? Nee, jy moet nie so dierbaar. Kyk jy, help gou hierso. Skuif ons net die ding. Skuif net die ding. Daai kant toe, dat sit julle onder sy skadu. Waterskade. Skuif net die ding, so los die ding. O. Ja? So hy kan jou Nee, hy gaan nie. die skade Omi, los hom, ons skuif ons hier na toe, julle nie. Hy gaan nog nie. Nee, dat het nie skade nie kry. Dis so. Dat vir die kamera toe. Nee, is reg, is reg. Ek kom nog bring. Ja, maar sy kamera moet in die skade wees. As hy dan julle. Kyk jy, broer Johan, sit hier nie skade weer. Broer Johan, pastoor Harde, skuif net. Dat ons net eers hom skuif. Ja. Reg so. Die kant toe. Ek moet hulle in 'n besig af. Ek weet nie skaf my af. Mag ek soms vir organiseer? Het jy hom afgesit, broer Johan? Nee. O, jette. Omi, is jy nou nie skade nie? Dis reg, dankie pastoor. Okay. Reg so. Dis fyn. Prys die Here. Amen. Prys God. Ons is opgewonde vanmôre. Prys die Here, die Here leef. Hy het opgestaan. Hallo. Nee, amen. Is jy okay? Is jy okay? Dis reg. Okay. Prys. Prys die Here, halleluja. God is goed. Amen. Amen. Kom ons bly by die Here, kom ons skuil by die Here, kom ons wees lief vir mekaar. Wat 'n groot voorreg is dit om vanmôre so saam te kom in die naam van Jesus Christus. Amen. Is julle opgewonde saam met ons vanmôre? Prys die Here, man, die Here het vir ons 'n lieflike dag gegee. God is goed. Amen. Prys die Here, ek is dankbaar vir die Here. Ek wil vanmôre vir die Here al die lof, al die eer, al die aanbidding bring. En ek wil vanmôre vir die Here sê dankie vir my vrou wat so by my staan. Die Vader weet alleen, ek weet nie. Sonder haar weet ek het my broek afgeval, ek hou hom net vas. Prys die Here, mag die Here God ons help dat ons sal volhard tot die einde toe. Amen. Prys die Here. Kom ons raak stil. Here God, vanmôre wil ons vir U baie dankie sê. Dankie vir die goedheid en die guns. Here Jesus, baie dankie soos die son op my skyn. Soos die genade op ons, Here Jesus.
Here, help ons, my God en Vader, dat ons deur u oë na mense sal kyk. Ek bid vanmôre, Here, help my ook, dat ek meer geduld sal hê, asseblief, Here. Here, ek dink ek het oor dit gekom en dan sien ek, ek is nog maar onder by die trappie, ek moet nog klim. Help ons asseblief, Here, dat ons meer soos Jesus sal wees. Here, ek wil vanmôre sê baie dankie vir elke gemeentelid, hulle van ver, hulle van naby. Here, u het vir ons die kosbaarste diamante gegee. Help ons, my God en Vader, dat ons na hulle sal kyk, soos 'n herder, dat ons hulle sal lief hê, bo onsself, asseblief, Here. Ek bid vanmôre vir pastoor Hardes. Here, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê, dat u hom so deurdra. Maandag aand, toe gaan sy papie huis toe, Here. Maar Here, u het hom so bygestaan. Here, seën hom vanmôre daar waar hy die woord gaan bring. Seën hom in Jesus naam. Here, dat hierdie ook met ons sal praat, dat terwyl ons hier op aarde is, dat ons 'n pad sal loop met mekaar, dat ons mekaar se laste sal dra. Here, dat ek nie sal sê, maar jy moet so verander dat ek jou lyk sien, dat ek jou sal lyk net soos jy is. Help ons in Jesus naam. Amen en amen. Prys Here, ons gaan lekker saam sing tot eer van die Here. Prys die Here. Kom ons dien die Meester, hy alleen is trouw. Hy is die Sondaar, hy volg op jou. Hy het krag beloof, staat uit ons gedaan. Krag heilig lewe, krag elke dag. Kom ons dien die Meester, hy alleen is trouw. Hy is die Sondaar, hy volg op jou. Hy het krag beloof, staat uit ons gedaan. Krag heilig lewe, krag elke dag. Kom ons dien die Meester, hy alleen is trouw. Hy het die Sondaar, hy volg op jou. Hy het krag beloof, staat uit ons gedaan. Krag heilig lewe, krag elke dag. Kom ons dien die Meester, hy alleen is trouw. Hy het die Sondaar, hy volg op jou. Hy het krag beloof, staat op ons gedaan. Krag heilig lewe, krag elke dag. God, gooi naad. Hy is die lelie van die dale. Hy is die bloedmore ster. Hy is die soeroos van Saron. My God kan alles vir ons doen. Hy is die lelie van die dale. Hy is die bloedmore ster. Hy is die soeroos van Saron. My God kan alles vir my doen. Hy is die lelie van die dale. Hy is die bloedmore ster. Hy is die soeroos van Saron. My God kan alles vir my doen. Hy is die lelie van die dale. Hy is die bloedmore ster. Hy is die soeroos van Saron. My God kan alles vir my doen. Hy is die lelie van die dale. Hy is die bloedmore ster. Hy is die soeroos van Saron. My God kan alles vir my doen.
klaar was om dus. Ah, klaar. Ja, klaar. Maar hy wil nie daai ene gaan op die, hy sê op die plein nie man. 60 is nie pas, dat is. O ja, nee, dat gaan ek nie weet. Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice and sing. Praise in the spirit, taking understanding. Oh, magnify your God. Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice and sing. Praise in the spirit, taking understanding. Oh, magnify the Lord. Is daar 'n getuie vanmôre, prys God. Halleluja. En voor die geseëndes van die Here in die wonderlike naam van Jesus. Tot hiertoe het die Here ons deurgedra. Wat sê julle? Tot hiertoe. Julle haal nog asem. Julle kan nog die Here dien. Ons sit vandag eintlik aan die voorstoepe van die Here, want min kan eet wat ons gaan eet vandag. Kom ons is dankbaar vir wat die Here vir ons as sy kinders doen. Kom ons bedank die Here vir alles wat hy doen. En ons sê dankie vir die Here vir die nuwe kerk wat hy gaan bou. Amen. Ek kan dit nie doen nie, maar hy gaan dit doen. Yes, amen. Amen. Prys die Here. Nog iemand wat 'n getuie is? Prys God. Niemand nie? Amen. Prys die Here. En die klein dingetjies. Kom ons raak dankbaar in die klein dingetjies. Ek wil ook eintlik iets Asseblief, suster. Ek wil nou nie iemand voorgespring het nie. Ek wil net vanmôre sê, die Here is groot en die Here is getrou. Amen. Ons weet nie soos my suster sê wat gaan vanmôre gebeur nie, maar vanmôre kan sy nog vir die Here dankie sê. En so elke een van ons. Ons het ons eie planne. Ja. Ons wil dinge doen Op wat ons ons manier. weet en ons manier. Maar nou kom die Here en hy sê kyk hierso, Ja. Louise, jy wou nou graag hierdie ete gehad het by die biblioteek. Want ek wou gehad het alles moes voor die tyd gedoen gewees het en ons gaan net instap. Dit is die Here se plan hier vir môre. So ek vra asseblief oor van my kind af gedra die sonnetjie en ek glo die Here gaan maak dat dit julle nie pla nie. Nee. Want ons moet dankbaar wees vir die son wat op ons Ja, skyn. ons kan 'n bietjie son kry. Ja, en die ding is net, julle, ek wil net sê, ons moet net kyk en ons oog gefestig hou op die Here. Amen. Nie op hierdie klein dingetjies wat krap hier en wat werk as ons wil hê dit moet nie. As daai dingetjies kom, dan moet ons onmiddellik, mense, as jy dit doen, hoe gouer jy dit doen, hoe lekkerder gaan dit vir jou wees om die Here te dien. Amen. Daai dingetjies wat krap, kanselleer hulle in die naam van Jesus en beweeg aan. As al weer ietsie kom, ek kanselleer dit in die naam van Jesus. Al loop jy die hele dag so. Dit is so. Glo julle nou vir my, by die einde van daai dag, gaan jy die blessings en die heerlikheid van die Here laat Prys die blom in Here. jou Dit lewe is so. en in jou hart. Dit is so. Amen. Net al die lof en die eer vir die Here. Halleluja. Ek wil net vir julle almal sê welkom. Ek hoop julle voel wel. Amen. Ons het julle baie lief dierbaar. Prys die Here. Toe ons gister so praat van wat verkeerd gaan, toe snik sy kyk net na my. Want vanoggend toe is my draadjie net so kort. Mag die Here tog help dat 'n man se draad langer raak. Amen. Hoor gou mooi kind van die Here. Ons moet in ons skuld kan val. Ons moet erkentlik kan wees en sê, Here, ek het gesondig. Here, ek het verkeerd beweeg. Is dit waar vanmôre? Prys die Here. Ek het gedog ons is lekker hier, maar lyk my ons gaan die son kykertjies wees. Dis alraai. Prys die Here, is al my stem is op. Is daar nog iemand wat moet getuig? Nog iemand wat wil getuig? Hotels? Maar die getuig van God se goedheid, hoe die Here jou die week weer deurgedra het. Ons besef nie wat 'n lorry drywer moet deurgaan op die pad nie. Regtig, ons baie bid vir Broer Charles.
Regtig, maar die Here het hom deurgedra, want hy was 'n ou toppie met 'n valkop wat vir hom gebid het. Amen. Ons moet intree vir mekaar, ons moet mekaar lief hê. Man, hoor gou mooi man, ons het ons selfone. Is dit waar? Of gebruik jy net jou selfoon om te skinder? Ons moet ons selfone gebruik om mekaar te bless. Dis iemand wat ingekom het 'n rukkie terug, man, ek staan amazed wat die Here vir hom doen. Daai man lees sy Bybel, alles. Dan stuur hy vir my 'n boodskap. Pastoor, ek bel gou. Dan vertel hy vir my wat het hy in die Bybel raak gelees. Ek is trots op jou toy. Gaan jy net so aan. Hoor mooi vandag. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Amen. Prys die Here dat lyk my die getuie het uitgereën vanmôre. Prys die Here. Jy kan maar jou woord bring, my broer. Ek getuig mos eens en dan preek ek. Ek wil net in die koelte staan asseblief. Jy kan daar staan net, hè? Ek gaan net my Jy nagmaal. ontvang daar, broer. Ek gaan nagmaal bedien vir julle. Ja, sy stop. O, maar hy het nou op die verkeerde ding gedruk. Ek het hom nou gebewe dat hy begin. Okay, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat die woord al reeds geseënd is, Here. Dankie Jesus dat ek ervaar die Gees is teenwoordig hier, Here. Die salwing, Here. Ek sê dankie daarvoor vanoggend, Here. Ek bid vir hierdie diens. Open tog ore, Here. En Here, dat mense anders te hier sal uitgaan as wat hulle vandag ingekom het. Dankie vir die genade. Ek prys U daarvoor met baie danksegging. Amen en amen. Voor ek gaan begin preek. Sorry. Broer Johan. Kan julle hoor of moet ek harder praat? Broer Johan, as die son jou sit daar langs, as die son jou kan sit daar langs om. Staan net op en sit net daar. As die plaai son jou, broer Johan. Nou gaan sit daar, gaan staan op en sit jy daar in die skadu. Okay, so ek wil net eers gou getuig man, hoe goed is die Here vir mense. Ja, hierdie week was nou so 'n lekker weekie. Maandag aan my pa afgesterwe. Maar weet jy, God was so genadig geweest, né? Vandat hy gediagnoseer is met kanker, 18 dae kon. So daar was nie lyding geweest nie of enigiets nie. Maar kind van die Here, ek wil jou vanoggend sê man, jy moet vir 'n slag as jy bid en jy vra die Here vir iets, onthou wat jy gevra het. Onthou baie kere dan gebeur daar iets en sê ons ja, maar hoekom het dit nou gebeur? Onthou wat jy gebid het. En ek gebid, Here, asseblief laat dit vinnig sal wees. Dat er nie lyding moet wees nie. En weet jy, die Here was getrou. Dit het plaasgevind. Weet jy, baie mense sê ja, maar jy lyk so ongevoelig. Ek is so ongevoelig. Weet jy wat, ne? As jy weet waar jou geliefdes heen gaan, ne, dan het jy niks om oor bekommerd te wees nie. Dis seer, dis nie lekker nie. Maar jy het niks om oor bekommerd te wees. As jy weet, ne, Jesus het hom kom haal, ne, en jy weet sy saak is reg, ne, dan het jy niks om oor te worry nie. Jy weet, ek het dit getuig laas Sondag, maar ek wil dit gou weer getuig. So 2 weke voor my pa met kanker gediagnoseer is, kom Braille by ons die Vrydag aand. Maar toe die ou daar aankom, sê ek, nee, wag, hier iets is nie lekker nie. En ek is sommer moeilik en ek sê vir hulle, luister, die maandag sorg julle dat julle my pa by die hospitaal kry. En hy soen toe en hulle het bloed getrek en alles en ek weet nie wat alles nie. En die Dinsdag vir 'n sonar in Piketberg en Donderdag die uitslag uit lewerkanker. Maar weet jy wat? Terwyl ek daar sit, voel ek die Gees van die Here dryf my jong. En dis waar ek vanoggend gaan preek. Dit gaan aansluit. Maar jy ken mos daai, sê nou net ek maak 'n voel vir myself. Maar die Gees dryf my. Jesus, en ek staan op, ek gryp hy pa van myne. En ek het die bottel olie en ek salf hom. En ek bid vir hom en sy vrou sit daar langs en sy het klaar nog van haar arm en ek het haar ook beet voor die kop en salf aan, ek salf die arm. En
my pa stap op terug boontoe, hulle bly bo ons gebly, en die gees van die Here dryf hom. Jesus, maar ek hol hy trappe op, en my pa het nog net gaan sit, toe gryp ek hom. Toe het ek hom, toe sê, kom, laat ons gou hierdie saak uitsort. En ek lei my pa na die Here toe op my krom manier. In die aand, die maandag aand of so, gaan ek weer op na hom toe en ek bedien nagmaal saam met hom. Ek sê, Here, maar ek weet nie jong, ek is nie seker nie, en ek vat hom weer, en ek lei hom weer na die Here toe toe, net om dubbel seker te maak. En ek wil vir jou sê, daar het ek gerustheid gekry. Daar het ek geweet, kom wat gebeur, maak nie saak nie. As hy sterwe, gaan hy sy oë oopmaak in die hemel. Miskien was hy nie gehoorsaam gewees om gedoop te word en daai goed, maar dit maak nie saak nie. Hy het sy hart vir Jesus gegee, hy het sy sonde bely, en hy het vrede gemaak met die wat hy dalk teen iets gehad het. Jy weet, die Here laat partykeer iets oor ons pad kom, of hy bring siekte oor jou pad, né? Want die oomblik toe hy gediagnoseer is met kanker, van die maandag aand af tot wat hy gesterwe het, kon hy nooit regtig weer praat nie. Hy kon nie so, God is getrou, né? Hy hou jou op hy bed besig, dat jy jou sake uitsort, sodat wanneer jy gereed is om jou te kom haal, dan is jy reg. En maandag aand opgegaan, pa net help omdraai en alles, en ek het gehoor die asem is verskriklik kort. En seker 10 minute later toe roep my stiefma my toe sê, maar daar's die readings op die suurstofmeter wys niks nie. Toe sê ek, it's gone. En so ja, maar die Here is getrou man. Ek staan vanoggend die ek het Dinsdag by die huis gebly en ek kon die res van die week my werk doen. Ek wil vir jou sê, as jy wil sit en treur die hele dag, dan moet jy bekommerd wees. Want onthou, ja, ons het 'n tyd om te rou, elke ou rou op sy eie. Maar ek wil jou sê, maak seker dat jou ouers en jou kinders en almal, dat hulle sake reg is met Jesus man, maar niemand anders te nie. Jesus, hy is die weg en die waarheid. Daar is niemand anders te nie. Jy kan nie na God die Vader toe gaan, jy kan doen wat jy wil man, probeer deur enige ander wy gaan, jy gaan nie daar uitkom nie. Jesus is die weg. So, ek wil jou vanoggend bemoedig man, as jy nou vanoggend hier sit en jy twyfel en jy anker nog op 2 gedagtes, kry vanoggend jou saak reg met die Here. Want daar kom 'n dag en 'n tyd ons moet almal sterwe en daarna die oordeel. So, hoe lyk jou saak vanoggend? Amen. So lyk my is al goeders uitdag. Sorry julle, ek het die alarm vergeet. Ek gaan die hele tyd vir my sê ons verkeerde area. Maar ons is so reg. Ja. En so ek wil vanoggend vir julle lees. Ek wil vir julle lees uit Markus 8 vanaf 34 tot 38. My tema is, waarom verloon ons Jesus so baie? En jy moet vanoggend baie mooi hoor wat ek vir jou wil sê. Daar staan geskrywe, om die kruis op te neem. 'n Kind van die Here moet die kruis kan opneem. As jy Jesus aangeneem het, moet jy bereid wees om die kruis op te neem. Daar staan, en toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit die mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Tot sover. Nou kind van die Here, wat beteken dit om jou te skaam vir die evangelie van Jesus Christus? Dit beteken, jy was al by die werk gewees, of by jou huis gewees, of familie het al by jou kom kuier. En familie, jy dien die Here, hulle kom kuier by jou, en hulle ruk jou plek uit mekaar uit. Hulle vloek, hulle rook, hulle drink, ek sê nie rook en drink, hoor my mooi vanoggend, omdat jy, hier is 'n tempel
van Jesus. En hierdie mense gebruik God se naam uitelik. En wat doen ons? Spreek ons hulle aan? Of los ons hulle? Want hoekom? Ons skaam ons vir die evangelie. Ons is te skaam om vir ons eie broers en ons eie susters te vat en te sê, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Dit staan in die woord van die Here. Dit is in die 10 gebooie. So kind van die Here, dit beteken by die werk spot mense met jou en sê jy's 'n Bybelpuncher. Wat doen jy? Jy aanvaar dit. Dis reg so. Dit moet so wees, want ek kry skaam om die naam van Jesus Christus te bely. Ek wil vir jou sê, as jy skaam kry om die naam van Jesus te bely op hierdie aarde, wat gaan jy maak as jy sterf en jy staan voor God die Almagtige Vader? En hy gaan vir jou oordeel en hy gaan vir jou sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. En dan sal hy sê, Here, maar ek het in u naam geprofeteer en duiwels uitgedryf en allerlei dinge gedoen. Dis wonderlik. Maar jy het Jesus verloon. Op die pleine, ons sing altyd daai liedjie op die pleine. Maar op die pleine verloon ons ook vir Jesus. Ons het geen ontzag vir God meer nie, man. Ek luister hoe mense praat van hom. Ek hoor wat hulle sê van hom. Kind van die Here, waar het ons hoe sê hulle, ons het 'n trots, want ons dien 'n almagtige God en Vader. Waar het dit heen gegaan? Het dit by die agterdeur maar uitgeglip? Is ons ook maar net van daai undercover agents, wat hier rondloop in die dorp, en oralste waar ons beweeg? Gaan kyk net 'n bietjie Desember maande, hoe lyk dit in Langebaan, en Saldanha, en Dwarskersbos en daai plekke. Gaan kyk hoeveel siele gaan verlore, Desember maande. Onthou, by die braaivleisvure, daar verloon ons Jesus die meeste. Want ons is op vakansie, so ons Bybel is op vakansie, Jesus is op vakansie, almal is op vakansie. Nou wag ons tot ons terug is die 2 Januarie, en dan tel ons weer die Bybel op, en ons stel vir Jesus op, en die lewe moet aangaan. Kind van die Here, ons kan nie die Here so dien nie. Hoekom is mense bang om Jesus se naam te bely vir mense? Hoekom is ons bang? Want mense voel, hulle vrees verwerping, en hulle vrees kritiek. Onthou, dit is die gouste wat iemand jou afsit, as jy oor Jesus praat, en hy sê, ag man, asseblief, dit is sommer net 'n storieetjie of 'n mite. Wat gebeur? Ons laat toe, en ons laat toe, dat die duiwel ons met ons speel, dat die duiwel vir ons, hy is die oormoordenaar, en hy vertel vir jou, ja nee, daai ou was reg gewees hoor. Jy kan nie, daar's 'n tyd en 'n plek mos vir alles. Daai het ons mos baie gehoor toe ons jong was. Toe ons in die kerk was, moes ons stil sit. Jy mag nie raas nie, jy mag niks doen nie. Anderste, brand jou sterre. So, daar is nie 'n tyd en 'n plek vir alles nie. Ek sê vir jou, die tyd het uitgehardloop. Daar is nie meer tyd nie. As jy vandag hier sit en jy dink, ons het nog baie tyd wat voor lê, dan maak jy 'n baie groot fout vandag. Onthou, die Here sê hy gaan kom soos 'n dief in die nag. Ons sal nie weet die tyd en die uur nie. Skik jou om jou God te ontmoet. Hou op om jou te skaam vir Jesus Christus. Mense is bang, hulle weet nie hoe om die evangelie te verkondig nie. Baie mense wil nou eers 'n tyd vat en 'n voorbereiding vat en ek weet nie wat alles nie. Weet jy wat nou? Wat is makliker om te sê Jesus het jou lief? En as iemand dan offended voel, dan moet hy offended voel. Ek hoor hierdie week 'n stuk wat 'n pastoor sê, ja, hulle preek nie meer Jesus nie, want dit offend die ander gelowe. Maar hoe kan dit dan, hoekom moet dit ander gelowe offend? Dit moet mos nie vir jou offend nie. Laat dit hulle offend, want hulle almal moet die knie buig eendag. Ons almal sal ons knie buig eendag en ons sal moet bely dat Jesus Christus die enigste verlosser is op hierdie aarde vir ons. Baie mense is bang. Mense glo nie die boodskap wat jy verkondig nie. Ja. Hou op om bang te wees, man. Onthou eendag, as jy doodgaan,
dan kan jy nie bekommerd wees om bang te wees nie, want dan is dit te laat. So, moenie bang wees om die evangelie te verkondig nie. Onthou, dit red mense. Dit laat nie mense hel toe gaan nie, dit red mense. Die boodskap mag dit mag dalk dwaas klink vir mense. Dit wat jy verkondig. Onthou, ek het al baie gehoor, mense sê, nee wat, asseblief, nie met die huisstorie by my kom nie, is 'n mite, en so aan, en so aan, so aan. Hou op, dat die duiwel vir jou vertel, wat verkeerd is, en doen wat reg is vir 'n slag. Hulle wonder hoe mense sal reageer op die negatiewe aspekte van die evangelie, want daar is 'n negatiewe aspek. As jy nie Jesus aanneem nie, gaan jy hel toe. Klaar. Daar is geen ander weg. As jy nie Jesus ken nie, en jy bely nie vir Jesus nie, gaan jy sterwe sonder hom, en jy gaan in die ewige dood ingaan. En daar is 'n hel. Ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus praat meer van die hel in sy woord as wat hy praat oor die hemel. Kind van die Here, moenie laat iemand kom wol voor die oë draai en sê, maar daar is nie 'n hel nie. Baie mense sê nie, die hel is hier op die aarde. Hierdie is niks, man. Hoe sê hy aanhou, hier is net, pastoor het dit gesê, nou die oggend, op een van sy goedjies, dis maar net die vrioukie kop hierso. Hoe kan dit die hel wees? Weet ons regtig soos ons hier vandag sit, kan ons indink wat is die ewige hel? Kan jy self indink wat dit is? Hou op om met Jesus te speel, man, want ons is besig om met Jesus te speel. Ons wil ons brood albei kante geboter hê. Ek wil die kant en die kant, een voet in die wêreld, een kant by Jesus. Hy sê nie verniet, breed is die weg, en baie gaan daarop, en baie val daarin, in die ewige verderfing. Nou is die weg na die ewige lewe toe. Jesus se woord sê dan so, as hy dan sê, nou is die ewige lewe se paadjie, dan is dit regtig nou. Ek meen, dan beteken dit, ons moet alle sonde aflê. Ons moet skoonmaak, ons moet bely. Ons kan nie elke dag, ons kan nie sê een keer 'n kindjie van Jesus, altyd 'n kindjie nie. Die woord van die Here sê, bely mekaar julle misdade. Doen dit dag vir dag. Maak seker, as ons hier uitstap vanmiddag, moet ons seker maak, want ons kan hier in 'n kar klim, hier uitry, en ons kan in 'n ongeluk wees. Jou saak met die Here moet reg wees. Ons moet vanoggend besef, ons kan ons nie meer skaam vir die evangelie nie. Ons is in 2025. Ek weet nie hoeveel 20's gaan ons nog kry nie. Maar kind van die Here, ons moet vanoggend begin erns opneem met Jesus. Jy weet, ons bly in 'n dorp, ek praat van Porterville se mense, ons bly hier in 'n dorp, en die dorp gaan agteruit, en mense gaan dood, en mense ken nie vir Jesus nie, maar die geheime agente is oralste in die dorp. Wat doen ons? Moet jou nie skaam vir die evangelie nie. Man, onthou, God is almagtig, en in die evangelie is daar baie krag. Baie krag. So, en God is almagtig, man, om die vuilste sondaar, daar is 'n liedjie wat sê the vilest sinner, hy is by magte om die vuilste, die ergste sondaar uit die hel uit te red. Nou as Jesus dit kan doen, hoekom kan hy dit dan nie vir ons wat nog goeie mense is volgens ons doen nie? Ek wil vir jou vanoggend sê, God het krag om die ergste sondaar te red. Die doel van die evangelie, dit is om te red. Die evangelie is om jou te oordeel ook. Onthou, die evangelie is nie net daar vir die lekkerte nie. Nou neem ek Jesus aan, en nou kan ek aangaan soos ek wil. Ek dans elke Saterdag aand, ek is by al die jolls, ek drink, ek rook, ek doen alles wat verkeerd. Nee, kan nie. Wanneer jy Jesus aanneem, dan moet jy aflê en jy moet repent. En jy moet skoonmaak en jy moet sê, Here, help my, help my, help my. Weet jy, ek het 'n baie belangrike les, by my pastoor geleer. En ek luister sy boodskappe. Ek wil tog vir jou sê, man, luister vir 'n slag na die boodskapies. Dit vat tyd, dit vat effort om dit uit te stuur. En stuur dit aan. Weereens, ons skaam ons vir die evangelie. Wat gaan my vriend sê as ek vir hom die boodskap stuur? Maar ek het 'n belangrike les by pastoor geleer.
En ek bid baie, ek sê ook elke dag, Here, ek wil afhanklik wees van U. Ek wil nie een tree voor die ander tree sit en weet ek doen dit uit my eie uit nie. Ek wil weet, Jesus, U is met my. Ek wil die salwing van die Here elke dag in my lewe ervaar. Elke dag. Ek wil dit ervaar. Dis hoekom, wie jy, kom ons begin bietjie luister na musiek wat jou oplig. Nie musiek wat jou downgrade nie. Luister na gospel musiek. Weet jy wat, dit stig jou, man. Dit stig jou. Naderhand ervaar jy, Jesus, maar iets gebeur hierso. Hier is die teenwoordigheid van die Here is hierso. Die salwing is daarso. En jy kan sommer beter bid. En jou huis voel sommer ligter. Kind van die Here, ons dien 'n God bo alle gode. Ek wil vandag vir jou sê, ek het gesien wat hy kan doen. Nie van hoor sê nie. Ek het al gesien wat Jesus kan doen. Ek het al gesien die mense wat gered is in hierdie kerk. En gesien wat Jesus kan doen. Ek wil vandag vir jou sê, vat die woord van die Here en begin hom lees soos hy is. Jy weet, ons kan nie 'n ander woord wil vat of 'n ander evangelie probeer verkondig nie. Wat is die teken van die evangelie? Die teken van die evangelie is om mense te red uit die ewige hel uit. Dis die teken van die evangelie. Ek wil hierdie vraag vra vandag. As jy ouers het en jou ma of jou pa sterf ewe skielik en hulle het nie Jesus gedien nie, maar jy het Jesus gedien, hoe gaan jy voel? Onthou, it's forever. Dit is nie net vir vandag of vir môre en dis vir ewig. So, kom ons besef hoe belangrik is hierdie evangelie. Dis nie net dis iets om mee te speel nie. Hierdie evangelie red mense uit die hel uit. Wat is die voorwaarde van die evangelie? Dis om gered te word. Dis die voorwaarde van die evangelie. Kind van die Here, ek kan nie vanoggend vir jou genoeg sê, verkondig die evangelie asseblief. Begin om met mense te praat. Vertel vir mense van Jesus, want Jesus red. Jesus se bloed, hy het die prys betaal op Golgotha, man. Dink jy dit was verniet gewees? Nee, dit was nie verniet nie. En onthou, hierdie evangelie wat ons verkondig, ons het hom gekry verniet. Ons moet hom uitdeel verniet. Ek is so bly om te hoor, broer Willie, dat hy vanoggend weer die ding laat loop het. Ek is so bly en so trots op, want weet jy wat, jy kan vir iemand die evangelie verkondig. As jy dit nie vat nie, hy het dit gehoor. Jy kan nooit eendag vir Jesus sê, maar ek het nie geweet nie. Nooit nie. So, asseblief kind van die Here, moet jou nie skaam vir die evangelie nie. Ek wil net vir jou 'n paar verse lees, en dan gaan ek afsluit. Handelinge 18 vers 6 sê, maar toe hulle aanhou om teestand te bied, en God lasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskit en vir hulle gesê, julle bloed is op julle hoof. Ek is rein, van nou af sal ek na die heidene toe gaan. Dit is Paulus wat hier praat, né? So Paulus was besig met gelowiges, maar hulle het hulle harte klaar verhard. Hulle is bo die evangelie. En hy sê, ek sal na die heidene toe gaan. Die heidene het Jesus nodig. Ons het almal vir Jesus nodig. Ek wil vir jou sê, kind van die Here, baie mense probeer mense bang maak. Maar ons maak nie mense bang nie. Die evangelie red. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie. Kind van die Here, moenie die evangelie wegsteek nie. Verkondig die evangelie. Tydig, ontydig. Daar is nie 'n plek en 'n tyd nie. Dit is nou die tyd. Jesus se evangelie moet verkondig word. 1 Korintiërs 2 vers 3 sê, ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. Efesiërs 6:19 tot 20. En bid vir my sodat 'n woord my gegee mag word
as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. En dan wil ek vir jou net lees nog die laaste ou stukkie, en dan gaan ek afsluit, pastoor. Korintiërs 1 vanaf vers 18 af, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Tot sover. Kind van die Here, die woord van die Here is baie duidelik vanoggend. En ons kan maar oralste in die woord gaan. Ons kan maar oralste gaan lees. Die wysheid van die wêreld is dwaasheid by God. Sny jou af van hierdie wysheid. Ek wil vir jou sê, daar is so baie invluisteringe. Ons moet so versigtig wees. Enigiets wat jy doen, toets dit aan die woord van God. Want wie as jy dit toets aan die woord van God, dan sê jy nooit teleurgesteld wees nie. Moenie dat mense met hulle eie ideologie vir jou kom probeer wys maak wat die waarheid is nie. Glo in Jesus en jy sal gered word. Mag die Here julle seën. Geniet die dag verder. Amen. Prys die Here. Suster Selma gaan ons sommer bedien nou met nagmaal. Ja. En dan sal ons afsluit. Amen. Maar julle moet eers julle oogies toemaak, dat ons is wit. Want baie keer weet ons nie hoe het ons moet voor die Here kom met nagmaal en dan moet ons met uitbeleide harte kom. Ons kan nie met die harte wat nie lekker is nie, né? Bid agter my aan, sê Vader, ons kom in Jesus se naam. Ons bely ons harte uit. Ons bely ons harte uit. Ons vergewe ander mense. Ons vergewe ander mense. Skep vir my Skep vir my 'n rein hart, o God. 'n rein hart, o Sit God. in my binneste Sit in my 'n binneste. vaste Gees. Nou kan julle maar sit. Want baie keer kom 'n mens by voor die Here met nagmaal, né? En jou hart is nie skoon nie. En jy gebruik nagmaal en jy word siek en jy verstaan nie hoe raak ek moet dood nie. Gaan dit dood tog? Ek gaan nou kom. Ek sien potjie ek vir jou gegee. Ek gaan so omkom vir julle, hoor. Terwyl hulle met die hand, toe dink ek die disipels het op brood gebreek en met die hand aangegee. Amen. Baie keer is ons so, Ek kan nou met jy doen. dat die Here met ons na verstand doen. Amen. Jy doen nou min mense verkeerd. As Suster Selma dit klaar uitgedeel het, dan sit ons dit almal in ons mondjies en ons bid saam en dan eet ons dit. Ons wag nie tot die druiwesap opgegee is, hoor. Nie nou al die wag maar tot die druiwesap opgegee is. Ek weet nie.
Wie het dit oorgeslaan? Allemaal nagmaal. Het allemaal gekry op maatjie op. En waar jy het nie op? Ik had hem ook niet al gevoeld, moet ik nu jou. Nee. Ek help myself. Dit is oud en lelijk genoeg. Oké, nou maak je dat zo, nou wat je er weer aan. Geef uit. Vader, ons kom in Jesus se naam. Jy sê nie woord. As ons nie die liggaam eet nie, en ons nie deel aan U nie. En ons word deel hê aan U. Broodjie in julle mondjies. En dan sê julle dankie Jesus. Deur U wonde. En dan nou vir my genesing. Vir elke siekte. Elke kwaal. En dankie Jesus vir die bloed. Dankie Jesus vir die bloed. Dit was my skoon. Was my skoon. Versoening. Prys die Here, prys die Here. Ja, stuur dit net tot daaronder. Daar val ek. Sit dit net tot daaronder in. En die goed het daar so om. Hulle is so mankeliek. Ons gaan nog 'n liedjie terwyl susters jammer optel. Nog glaasiekie. Daaronder by mekaar gekom. Ja, die
Hoe lekker met om bij alle mensen, hè? Wat is goed, halleluja. Wat is goed, halleluja. Wat is goed. Wat is goed, halleluja. Wat is goed. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, wat is goed. Zijn naam, halleluja, prijs zijn naam. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, prijs zijn naam. Prijs zijn naam, halleluja, prijs zijn naam. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, prijs zijn naam. Amai toe, halleluja, amai toe. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, amai toe. Amai toe, halleluja, amai toe. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, amai toe. Hy wys, ek het nie. Asseblief goed af. Prys die Here. Heilige Vader, dankie vir hierdie byeenkoms wat ons het, die voorreg dat ons het. Ja, Jesus. Dankie vir die nagmaal wat ons geniet het. Ja, Jesus. Dis 'n familie kon doen. Ja, Vader. Dankie vir ons pastore, ons pastoor se vrou, ons die boodskappe en die samesyn genereer. Ja, Jesus. Dankie vir ons musikante, ons kameraman. En almal van ons wat hier vandag in mekaar gekom het. Ja, Jesus. Dat ons die ete kan geniet. Ja, Vader. Seën ons dag, my Vader, om ons veilig by die huis op te bring. Ja, Jesus. Dankie vir my voorreg dat ek het om die dag af te sluit met God. Yes. Amen. Die mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God onze Vader met ons wees en by ons bly. Here, nou wil ons die seën afbid oor hierdie voedsel. Here, dat ons dit met danksegging sal eet. Ja, Here. Jesus. Here, dat ons nie met 'n ou stertjie, maar dit was die goeie en dit was die goeie. Dit is met 'n goeie hart gemaak, Here. Ja, Jesus. Here, ons wil vir broer Johan en vir Louise seën vir wat hulle doen, Here. Ja. Baie dankie, Here. Baie dankie dat die seën van die Here op hulle sal rus, dat ons dit saam sal geniet. Dit is eenmaal in die jaar. Ag Here, dat ons jou skerpioen ding sal uithaal uit ons en sal sê, "Jod, dit was lekker om by mekaar te wees." Dankie, Here. Amen en amen. Nou is dit breedtyd. Amen.